Geliefdes, baie welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondag ingeskakel is na hierdie erediens. En salig is elkeen wat die woord van God hoor, maar en dit in sy hart bewaar, maar wat ook, en dis baie belangrik, gaan doen dit wat die woord van God van jou en my vra. Amen. Nou geliefdes, God wil met ons vanoggend gesels oor een aspek, 'n klein aspek van storms. En eintlik is daar geweldig baie aspekte van storms. Maar God wil net een aspek van storms op hierdie Sondagoggend kom aanraak. Want God sê, ons as mense verstaan nie regtig storms nie. Want ons sê so maklik dat wanneer Jesus dan saam met ons op ons boot is, hoekom moet ons nog storms trotseer? Nou sê God, solank as wat ek en jy ons nog gaan wend na die skares toe, sal ons nooit in ons bestemming in beweeg nie. Ons sal nooit by ons skepingsdoel regtig uitkom nie. Want God is baie duidelik in sy woord wanneer hy sê, solank as wat jy nog die guns van mense soek, kan jy nie my gesand wees nie. En dan is die vraag, waarom soek ons nog altyd na mense se opinies? Ons het gehoor dat ons moet God altyd eerste in alles stel. Dis waar God verlede Sondag met ons gesels het, nie waar nie. En nog steeds, wanneer ons voor 'n probleem of iets te staan kom, wat doen ons? Ons soek die opinies van mense. In plaas daarvan dat ons direk by God hoor. Geliefdes, om die dieper waarin God ons vat in die lewe. Want God sal ons altyd vat na die hoër, die dieper en die meer, die beter. As dit is wat ons begeer van hom. Maar om dit te kan verstaan, is dit baie belangrik dat ek en jy sal weet, die dieper, en dis die waarheid, die dieper maak eintlik nie vir jou en my sin nie. Eintlik voel dit vir ons so dikwels of dit als dom, half stupid is, nie waar nie. Maar wat ons nie besef nie, is dat die dieper waarin God ons wil invat, ons reinig, maar dit heilig ons ook. En dit is dinge wat in die woord staan. Onthou geliefdes, dat God vat ons nooit om 'n storm nie. God vat ons altyd deur 'n storm. Want is juis in daardie proses, wanneer God ons deur 'n storm vat, dat God karakter in jou en my kom bou. Maar niemand praat oor hierdie dinge nie. Almal praat net oor die blessings en die beloftes, maar niemand praat oor die reiniging en die heiligmaking van God nie. Iets wat jy net kan kry wanneer jy die skares, die massas mense verlaat, wanneer jy in die dieptes is en jy sê, Here, dit is dom, en ek weet, dit voel eintlik my half stupid, en ek kan nie eers verstaan nie, ek kan dit nie verklaar nie, hoekom is ek in die diep water nie, hier waar ek nie eers kan swem, of ewen eers kan staan nie. Geliefdes, wanneer ek en jy nie weet nie, wanneer ons niks verstaan nie, al wat ons moet doen, is om te sê, Vader, ek vertrou U. Ek vertrou op U. En dan sê God, dit wat jy sopas sê, my kind, dit reinig jou. Kom ons blaai dan na Markus 4, en dan begin ons lees vanaf vers 35. Markus 4, vers 35. En hulle het die skares verlaat, en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. Nou luister geliefdes, die skares kan volg. Net soos ons gelees het, hulle die skares verlaat. En ons sal sien die skares het hom gevolg toe, maar hulle die skares verlaat. So die woord sê, die skares kan volg as hulle wil, maar onthou, op jou boot, op jou en op my boot, is daar geen plek vir skares nie. God sê, dis nie 'n tyd van opgee kultuur, van quit nie, dis 'n tyd van fokus kultuur. Dis wat God wil hê, ek en jy moet fokus, en dan fokus met jou alleen op jou boot, maar ook met Jesus saam met jou in jou boot. Niemand anders in jou boot nie. Dis jy alleen, en dan is net Jesus saam met jou in die boot. Want wanneer jy mooi daar lees, in die skrifgedeelte, dan staan daar, hulle het hom saamgeneem in die skuit.
En geliefdes, onthou baie mooi, net omdat jy 'n anker het. Jesus is in jou boot, dis jou anker. Beteken verseker nie dat daar nie 'n storm op jou lewenssee sal losbreek nie. Jesus was in hulle boot. En vir die disippels het hy gesê, kom ons vaar na die oorkant toe. Dit beteken die diep waters. En jy voel om te sê dat God is saam met jou ook in die diep waters en daarom voel jy veilig. Jy's okay. Jy's meer as okay. Maar wat jou totaal en al gooi, luister mooi, is wanneer jy verder lees vers 37 en 38. Kom ons lees wat staan daar. En daar het 'n groot stormwind opgekom. En die golf het in die skuit geslaan, sodat dit al wou vol word. Dit is angswekkend. Ons moet onthou dat die mense in daardie tyd, en dit is by ons wat God hierdie voorbeelde gebruik, hulle het nie groot bote gehad nie, of skepe nie. Dit was 'n doodgewone klein vissersbootjie. Dit moes angswekkend gewees het. En ook vir jou, wanneer dit met jou gebeur in jou lewe, op die oop see, maar nog steeds weet jy, Jesus is saam met jou op daardie boot. Liefdes, dit mag ek en jy nooit vergeet nie. Daarom steek jy in jou boot, sonder skare, sonder loopinies, behalwe met Jesus saam met jou in die boot. Kom ons lees vers 38. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. En net so voel jy dikwels soos die disippels om te vra, Here, u sien hierdie dinge, u weet hierdie dinge. Here, maak dit dan nie vir u saak nie, dat voel of ek gaan sink nie. Dan vers 39. En hy, dit is Jesus, het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Luister geliefdes, Jesus bestraf. En jy weet, jy kan nie die weer bestraf nie, maar wat Jesus wel doen, is hy bestraf die storm binne in elkeen van hulle. Want die waarheid is, dit is nie die storm, geliefdes, wat jy kan sien, wat jou skade berokken nie. Maar dit is die storm in jou gedagtes, in jou mind, in jou siel, in jou emosies. Dit is wat jou skade berokken. En dit is wat Jesus kom bestraf het, ook by die disippels. Kom ons lees verder, vers 40 en 41. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Liefdes, hoekom dink jy sal Jesus geloof en vrees in 'n storm plaas? Hoekom sal Jesus geloof en vrees in 'n storm plaas? Want dit was nie die storm wat hulle gesien het met hulle oë op die oop see, waarmee hulle geworstel het nie, maar die storms in hulle gedagtes wat hulle geloof aangeval het. Dit is jou onstuimige, my onstuimige gedagtes wat twyfel in ons geloofslewe kom saai. En dit is wat Jesus bestraf het. Want luister geliefdes, hulle het geweet, hulle het verseker geweet, dat die een met krag in hulle boot is, en nogtans het hulle gevrees dat hulle gaan verdrink. Want dit is wat hulle gedagtes vir hulle vertel het. Selfs al kon hulle vir Jesus met hulle oë fisies sien, in die boot by hulle, het hulle nog steeds gevrees dat hulle gaan verdrink. Ons kan dit maklik voel om hulle te judge, maar wat van jou en my? Want onthou geliefdes, jou oë weet, jou geestesoë weet, dat God jou
nooit sal begewe en verlaat nie. Jy lees dit in sy woord. Dit staan daar. Hy sê dit vir jou oor en oor. Weet jy geliefdes, 365 keer. 365 keer staan daar in die woord. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Hoekom? Hoekom? Want God het geweet ons elke dag gaan worstel daarmee, en daarom is dit 1 keer per dag as ware, wat God vir jou en my kom sê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. En jy weet, dis 'n kragtige belofte van God. Hy het beloof, hy sal altyd by jou en my wees. Maak nie saak wat nie. Maar as jou gedagtes, geliefdes, dis my gedagtes wat twyfel in ons lewens bring. Ons gedagtes, geliefdes, is ons grootste probleem. En dan begin jy vra, soos, is God regtig by my? En hoekom voel my boot dan so leeg? Wat maak ek hier in die diep waters? Wat het ek verkeerd gedoen? Dat dit miskien die rede is hoekom ek in die diep waters is. Moes ek nie maar net gebly het waar ek steeds dinge kon beheer nie? Daar waar al my dinge in plek is en waar ek presies weet wat ek doen nie? Dit, geliefdes, is wat jou gedagtes met jou doen. Ek sou oortuig jy weet waarvan ek nou praat. Daar's baie vrae waarmee ons as mense worstel. Here, as dit vandag met my gebeur, Here, ek staan in die diep water, Here, wat van môre? En dan kom al hierdie vrae soos, wat as? Sê nou maar net. Dis alles vrae, geliefdes, waarmee ek en jou in ons gedagtes worstel, en wat ons ongelooflik baie skade berokken. En luister wat sê God. God sê, hierdie is genuine vrae waarmee ons worstel. Dis regtig 'n reël vrae. En hy is nie onkant gevang daardeur nie. Maar die probleem is, ons kan dan so maklik vergeet wie ons is en wie saam met ons in ons boot is. Die oomblik wanneer ek en jy begin twyfel, dan vergeet ons. Dan vergeet ons wie saam met ons in die boot. Want sien, geliefdes, ons kyk net vas teen die wind en die branders en die storm en die krag waarmee daai golwe slaan. En dis dan wat ons voel of ons verdrink. Want dis wat ons gedagtes vir ons sê, as ware kom maak ons twyfel ons oë toe, dat ons nie God kan sien nie. Dat ons ook nie vertroebel ons gedagtes, dat ons ook nie sy woord kan onthou waar hy gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dan begin ons twyfel. Daarom is twyfel so gevaarlik. En twyfel val altyd ons geloof aan. En dan begin ek en jy vrees. Ek sluit af. Geliefdes, God kom sê vanoggend vir jou wat luister. Onthou net, hy bestraf nie die storm wat jy met jou fisiese oë kan sien nie. Maar God bestraf die storm in jou en my gedagtes. Die storm wat jy nie kan sien nie, maar jou gedagtes wat vir jou sê, ons gaan dit nie maak nie. Ons gaan verdrink. En daarom sê God, dis wat hy bestraf, en daarom moet jy stop om langer te twyfel. Hou op om te twyfel aan wie God is. Hy wat die groot ek is en wat gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hou op om te twyfel aan wie jy in Christus Jesus is. Hou op twyfel aan jou identiteit in hom. Jy is nie sommer 'n arme ou ekke nie. Jy is kosbaar, jy is spesiaal vir God. En daarom wat God praat oor storms, wat ons almal elke dag moet trotseer. En dan kom sê God vir ons hier as 'n slotgedeelte vanoggend. En dit, geliefdes, is my so kosbaar. Moet nooit in die donker oomblikke, in die nag is donker, moet nooit in die donker oomblikke van jou lewe twyfel aan dit wat God in die lig van sy woord
aan jou en my beloof het nie. Amen. Dit is ontvang die seën van die Here en weet van hierdie oomblik af, wanneer jou bootjie op die stormsee is, maak seker jy's alleen daar. Nie skare saam met jou vat nie. Jy's alleen, maar weet verseker, God is saam met jou, in jou boot. En hy bestraf die storm wat in jou gedagtes wil oorneem. Want hy wil jou net seën. God het net die beste vir jou en my in gedagte. Daarom moet nie langer twyfel in dit wat hy in sy woord aan jou beloof het, die lig van sy woord, wanneer die donkerte rondom jou toesak nie. Jy is sy kind. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy is God almagtig, die hoogste autoriteit, en hy het jou beloof dat hy jou nooit sal begewe, jou nooit sal verlaat nie. Die Here seën jou. Amen.